Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings vanuit die woord digitaal. Ek is Dominee Adrian Swart en is my heerlik om hierdie mooi dag saam met jou rondom God se woord te begin. Mag die Heilige Gees vanoggend ons harte open en in ons lewens werk en hierdie woord in ons lewens bevestig dat ons lewens God altyd sal verheerlik. Ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here uit Johannes hoofstuk 1 en ons lees vers 41 tot en met vers 43. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor het en Jesus gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê: "Ons het die Messias gevind." Dit is, as dit vertaal word, die Christus. En hy het hom na Jesus gelei. Broeder en suster, in die besonder wil ek graag vanmôre stil staan by hierdie deeltjie van vers 43. En hy het hom na Jesus gelei. Andreas het Johannes hoor preek en vir Jesus sien uitwys as die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Onmiddellik het Andreas agter Jesus begin aanloop. En Jesus het vir hom gevra: "Wat soek jy?" En hy het vir hom gesê dat hy wil weet waar hy tuis gaan. En Jesus het gesê dat hy saam met hom moes gaan, dan sou hy hom wys. Die res van daardie dag het Andreas in die teenwoordigheid van Jesus spandeer. Daarna gaan hy na sy broer Petrus toe. En hy gaan vertel vir Petrus: "Ons het die Christus gevind." En dan staan daar hierdie woorde: hy het hom na Jesus gelei. Die broer Andreas het vir Petrus na Jesus gelei. Broeder en suster, ek en jy wat kinders van die Here is, moet hierdie opdrag nooit miskyk in ons lewe nie. Elkeen van ons moet iemand in ons lewe na Jesus lei. Dit is die opdrag van elke Christen, om iemand na Jesus te lei, deur jou getuienis, deur jou voorbeeld. En Jesus Christus moet aan die mense van die wêreld bekendgestel word. Dit was immers Jesus se opdrag aan sy kerk net voor sy hemelvaart. In Matteus 28 vers 19 sê Jesus: "Gaan dan heen, maak disippels van die nasies." Hoeveel mense lei ons na Jesus? Daar is in hierdie wêreld 'n tendens onder baie mense om net vir hulle self te lewe, met hulle eie sake besig te wees, hulle eie belange eerste te stel en niks met enige iemand te doen te hê nie. So baie Christene gaan net op 'n Sondag na 'n kerk toe of luister na 'n preek ter wille van hulle self en die opbou van hulle eie geestelike lewe, maar dan stop dit daar. Wie lei jy na Jesus? Wie vertel jy van Jesus? Ek en jy het die opdrag om mense van die wêreld van Jesus te vertel, na die Messias te lei, na redding te lei, en om God se koninkryk en kerk te bou. Nooit mag ons hierdie verantwoordelikheid wegskuif of ongehoorsaam daaraan wees nie. Dis die wil van die Here Jesus dat ons getuies sal wees en mense disippels van Jesus sal maak. Hoe pragtig het Andreas nie in ons teks sy eie broer Petrus na Jesus toe gelei nie. En Petrus het 'n ongelooflike groot rol gespeel in die bediening van Jesus en in die vestiging van die kerk nadat Jesus opgevaar het na die hemel. Duisende mense het tot bekering gekom deur die woorde van Petrus. Maar waar dit begin? By sy broer Andreas, wat hom na Jesus gelei het. In hierdie nuwe dag sal die Here mense op jou lewenspad bring, wat jy ook na Jesus moet lei. Wees gehoorsaam wanneer die geleentheid hom voordoen
Vertel mense van Jesus, getuig oor Jesus, lei hulle na Jesus, en kom ons bou saam aan die koninkryk van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir hierdie mooi dag wat ons uit genade uit U hand ontvang. Vir die voorreg om U kinders te wees en om deel van U koninkryk te mag wees. Dankie dat U ons deur die Heilige Gees se werk U kinders kom maak het en die geloof in ons harte kom inplant het. Laat ons U nie net navolg elke dag nie, Here, maar ook ander mense na U toe lei. Geef vir ons die regte woorde in die mond en die vrymoedigheid in die hart om hierdie opdrag met oorgawe na te kom. Vergewe al ons sondes, lei vandag vir ons op ons lewenspad en vul ons harte met U vrede, dat ons lewens U altyd sal verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.